Goeiemiddag. Wat is die fokuspunt van 'n leefwyse waarin ons soos ons in die laaste 4 weke vanuit Filippense gesien het, lewens leef waar ons saamleef ter wille van die evangelie te midde van lyding en teestand, waar ons eensgesind met mekaar lewe met dieselfde gesindheid as wat ons Here Jesus Christus hier op aarde vir ons gewys het, waar ons lewe as ligdraers met die wete dat die beste nog vir ons voorlê. Die voorpunt, die middelpunt van so 'n leefwyse is Jesus. Hy is die fokuspunt, hy is die bron van so 'n lewe, hy is die grootste ideaal, die mikpunt van so 'n lewe. Paulus skryf in hoofstuk 3 vanaf vers 1 in Filippense wanneer hy sê, verder my broers en susters, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaadstig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Die punt wat in hierdie hoofstuk gemaak word en waarby ons hierdie week graag wil uitkom, is dat selfs die beste menslike eienskappe en vermoëns tekortskiet wanneer ons probeer om daardie eienskappe en vermoëns aan te wend om op een of ander manier ons eie verlossing te bewerk, om onsself in 'n beter posisie voor God te plaas. Paulus noem in hierdie hoofstukke 'n indrukwekkende lys eienskappe en vermoëns. Party van hierdie eienskappe het hy slegs ontvang deurdat hy daarin gebore is, soos die volk waarin hy gebore is, en die stam waarin hy gebore is. Ander van hierdie eienskappe is dinge waarvoor hy baie hard gewerk het en waarin hy sy lewe gewy het, soos byvoorbeeld sy gehoorsaamheid aan die wet van Moses. Die slotsom waartoe die Here vir Paulus gebring het, is die besef dat niks van hierdie dinge genoeg was, goed genoeg was, in staat was om Paulus onskuldig te verklaar voor die Here nie. Die antwoord op God se volmaakte standaard is Jesus Christus. Hy alleen is die volmaakte plaasvervanger wat in ons plek kom lewe en sterwe en opstaan het, wat in ons plek kom verdien het, wat ons nooit sou kon behaal uit ons eie uit nie. Daarom maak Paulus sulke sterk uitsprake teenoor enige iemand wat hulle eie gebruike of tradisies of standaarde probeer inbring, dinge wat bereik moet word en bevredig moet word, saam met die geloof in Christus, om so jou reg te stel voor God. Teenoor elkeen wat so iets by die volmaaktheid van Jesus probeer bysit, skryf Paulus in vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Hierdie fokus op Christus lê 'n groot verantwoordelikheid op ons wanneer dit kom by die onderrig en die deelmaak van nuwe of jong gelowiges in ons geloofsgemeenskap. Elke keer wanneer ons 'n sin begin met, hier maak ons so, hier doen ons dit, moet ons oortuig wees dat dit wat ons oordra, dit wat ons mee besig is, dinge is wat ons doen omdat ons gefokus is op Jesus alleen, omdat ons hom volg, omdat hy in die sentrum van ons elkeen en ook ons geloofsgemeenskap se bestaan is. Ons moet mooi dink oor dit, oor hoekom ons optree soos ons optree. Ons harte ondersoek dat ons motief nie dalk iets anders is nie, dat ons nie doen wat ons doen, sê wat ons sê, dink soos wat ons dink, omdat ons eintlik 'n ander ideaal het, 'n ander mikpunt, 'n ander fokus waarmee ons lewe. Mag hierdie week 'n week wees waarin ons onsself opnuut weer verbly in ons Here Jesus Christus. Goeiedag.